Goeiemôre luisteraars. So kom ons vandag dan by die derde en laaste gesprek oor Nehemia. Toe ek begin het met hierdie boek, het ek gedink, ek weet wie Nehemia is en het van tevore al so baie lewenslesse geleer uit hierdie boek. Maar soos wat ek keer op keer dit deurgelees het in die afgelope paar weke, is daar elke keer net 'n nuwe vlak van diepte wat vir my oopgebreek het. Ek dink aan die wyse waarop hy sy roeping ontvang het. Hy het gehoor dit gaan sleg met die stad en met die mense, en hy het so liefde en passie gehad vir sy volk, dat hy voor God die saak gaan uitween het. Ieder en elke kind van God is geroepe, maar soms sit en wag ons dat iemand gestuur moet word, om vir ons te vertel waarvoor God ons roep. Ons vertrou mense se woord, meer as die oortuiging van die Heilige Gees in ons harte. Daardie liefde en passie in jou hart, is nie sommer net versommer nie. God roep jou om iets te doen. Staan op en gaan ween voor die Here van die leerskare, sodat hy vir jou verder kan openbaar en vir jou die deure sal oopmaak, soos wat hy vir Nehemia opgerig het en die deure oopgemaak het. Ek dink aan die wyse waarop Nehemia so baie probleme oorkom het, gedeel het met verwerping deur mense wat hom eintlik moes ondersteun het. Aanvalle deur die vyand op elke moontlike manier afgeweer het, finansiële krisisse oorkom het, innerlike konflik met homself. Toe die volk moeg en mismoedig geraak het, het hy hulle bemoedig en deur alles het hy net in gebed gebly. Ons het gehoor dat die volk vrygelaat is om terug te keer na Jerusalem. Maar met die laaste aanval van die Babyloniërs op Jerusalem, was die hele stad en sy mure afgebrand gewees. Die eerste 2 groepe wat teruggekeer het na die stad, het die tempel herbou, en dis die plek van aanbidding herstel. Maar omdat die mure nog stikkend was die inwoners nie veilig nie, want hulle was aangeval deur die vyand rondom hulle. Dis het baie mense gekies om maar eerder tussen die vyand te bly, waar het gemakliker en veiliger was. Hulle het vir hulle self 'n nuwe lewe begin skep daar in die vreemde, en hulle het 'n goeie lewe gelei. Terwyl diegene wat teruggekeer het, van vooraf 'n nuwe lewe moes begin opbou. En omdat hulle aangeval was die hele tyd, was dit nie maklik nie. Maar dan ontvang Nehemia, iemand wat nog nooit eens in die stad was nie, die roeping om die mure te gaan herbou. En hy voltooi dan ook hierdie taak binne 52 dae. Ons het verlede keer afgesluit met die gedagte dat die muur was slegs 'n verteenwoordiger van God se verhouding met sy volk. Dit het nie oor die muur gegaan nie. Dit het gegaan oor God se verlange na sy volk. Wanneer ons dus kyk na hierdie geskiedenis, dan gaan dit eerstens oor die terugkeer van die volk na die stad. Dan gaan dit oor die fisiese herbou van die stad. En laastens kom ons dan uit by die geestelike genesing van die stad. Ons lees Nehemia 8, vers 1 en 2. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring. Manne, sowel as vroue, en almal wat met hulle verstand kon luister, op die eerste dag van die 7de maand. Dit begin met die besef deur die volk dat hulle moet naderkom aan die woord van God. Herlewing of revival, soos wat ons dit ken. Begin deur 'n verlange na die lewende woord van God. Deur die woord in te neem en elke woord daarvan in te neem. Deur toe te laat dat die Heilige Gees die skrif oopbreek en dan tot belydenis van sonde te kom. Ons kan sien dat elke keer in die woord waar daar 'n lewing plaasgevind het, was daar 'n massa belydenis van sonde. Ons kan kyk na Nineve, nadat Jona hulle sonde openbaar het hulle in rou gegaan en gevas. Toe die Here op die berg Karmel Elia se vuur aan die brand gesteek het en bewys het dat hy is die enigste lewende God, het die volk bely, hy is die Here. In die Nuwe Testament kan ons kyk na die uitstorting van die Heilige Gees en hoe Kornelius se gesin gedoop is met die Heilige Gees nadat hulle tot bekering gekom het.
Daar moet 'n Heilige Gees geïnspireerde bewustheid wees van, my lewe is nie in lyn met die wil van God nie. Ek het gesondig en ek staan skuldig voor die Here. Dis nie iets wat iemand vir jou kan voorskryf nie. Dis 'n gevoel in jou hart wat jou oortuig. Wanneer die bewustheid dan daar is, dan moet daar opregte berou wees. Ons kan so maklik ons sonde op ander blameer, op ons ouers, familie, gesin. Ons kan die mense wat teen ons gesondig het blameer en dis so onsself verontskuldig. Op die manier sal daar nooit herstel en restaurasie kan wees nie. Die verhouding met God kan nie herstel word indien ons nie berou het vir ons sonde nie. Ek het na my bekering op 'n stadium begin oorweldig voel deur die wete dat ek nooit sonder sonde kan wees nie, en maak nie saak hoe hard ek probeer het om heilig en rein te lewe nie. Daar was altyd steeds een of ander insident waar ek gereageer het sonder om op die Here te wag, of battles in my gedagte waarmee ek gestry het, in die ingewing van die oomblik kwaad geword het of gevrees het vir iets. Die lys is eindeloos. En waar ek altyd gedink het, dat as ek nie heilig is nie, kan ek nie nader aan God kom nie, het Psalm 51 vers 19 my vertroos. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Al wat God vra, is dat ons berouvol voor hom sal neerbuig en ons sondelas vir hom sal bely. So sien ons dan het God se volk vir Israel gevra om die woord voor te lees, en hulle het aandagtig daarna geluister. En die eerste dag het die hele volk bymekaar gekom en aandagtig geluister. En die volk het begin ween toe hulle die woord hoor, want hulle het bewus geraak van hulle sonde en berou gehad. Die tweede dag het die familiehoofde bymekaar gekom, en hulle het die wet ondersoek, waarna hulle die hittefees gevier het, en vir 8 dae lank fees gevier het, terwyl hulle van son op tot son onder na die woord van die Here geluister het. Ons sien dan in hoofstuk 9, hulle gebed van hoe hulle teruggereflekteer het, hoe God se goedheid en guns hulle bewaar en beskerm het, vandat hy die oomblik die belofte gemaak het aan Abraham, tot op daardie oomblik. En hulle het sy lof besing en hom aanbid. Hierdie mense het afgedwaal weens 'n gebrek aan kennis. Hulle het nie elkeen 'n Bybel in hulle huis gehad nie, hulle het nie vrye toegang gehad tot die woord van God nie, en hulle het afgedwaal. Die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, want ons almal het wel Bybels in ons huise, maar ons lewe in 'n elektroniese vinnige lewe, en om tyd te maak om te gaan sit met die woord van God is 'n uitdaging. En wanneer 'n mens wel die tyd kry, is dit 'n groter uitdaging om te kan konsentreer op dit wat die woord sê. Want in daardie tyd is jy moeg na die heeldagse rondskarrel om aan die uitdagings van hierdie lewe te voldoen. Ons lewe eindig dus op met 'n uurlange diens op 'n Sondag, waarna ons huis toe skarrel om verder te gaan stoei met al ons verpligtinge. Die Here wil ons nader trek na sy hart. Hierdie volk het vir 8 dae lank alles laat staan en hulle self toegewy om te hoor wat die Here vir hulle wil sê. Dit was nie 'n kits oomblik of 'n kits oplossing nie. Soms gaan ons deur moeilike tye en wonder hoekom God so ver weg voel van ons. Dis nie goed wat ver is nie. Dis ons wat net te besig is om werklik sy aangesig te soek. En weliswaar kan ons nie vir 8 dae lank ons lewe tot stilstand roep nie, maar daar moet 'n tyd kom wat jy jouself afsonder en toewy aan die Here. Ons wil alles van hom af eis, elke belofte, elke oplossing. Maar ons is nie bereid om onsself toe te wy nie. Dani Botha sing 'n liedjie, Honestly Jesus, en die woorde is, All I really seek with the eyes inside my heart is the smoke that's drifting up over a sacrificed life. All I really seek is to see the fire fall as I answer to your call, living a sacrificed life. Jesus het gesterf vir ons aan die kruis, sodat ons gered kan word. Ons ontvang dit verniet, want die prys is reeds betaal deur die bloed van Jesus Christus. Maar salwing het 'n prys. As ons die salwing wil ontvang, moet ons onsself toewy aan die Here, toewy aan die woord van God,
tyd maak om by sy voete te sit en om net te aanbid. Toewy beteken nie om betrokke te wees by elke kerkaktiwiteit nie. God soek eerstens jou hart. In Lukas 10 vers 41 en 42 hoor ons hoe Jesus die besige Martha berisp het. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel gekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Daar is dalk vandag baie dinge op jou to-do-lysie, maar een ding is nodig, en dit is om tyd te maak, om te gaan sit by die voete van Jesus. So het ons tot dusver gaan kyk na die herlewing wat plaasgevind het by die volk, waar hulle eerstens bewus geraak het van hulle sonde, en daarna berou getoon het. Dan bely hulle sonde en hulle verklaar God se goedheid en guns oor hulle. En aan die einde van die hoofstuk gaan hulle 'n nuwe verbond aan met die Here. In hoofstuk 10 wy hulle self toe aan die werk van die Here. Eers het hulle in volle oorgawe hulle harte toegewy aan God deur die verbond met hom te sluit. Ons weet dat ons ook onder 'n nuwe verbond staan. Die verbond wat Jesus Christus met God die Vader namens ons gesluit het, toe homself geoffer het vir ons sonde. Daardie verbond wat beteken dat ons is nou kind van God, en mede-erfgename van Jesus Christus, omdat Jesus die prys betaal het. Maar hy het nie net gesterf sodat ons eendag kan hemel toe gaan nie. Hy het ook gesterf sodat ons kan leer om te vergewe en om vry te spreek. Toe hy die woorde spreek, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, het hy ons kom leer wat dit is om lief te hê. Om onsself en die seergemaakte gevoelings, die smart en die trauma een kant te sit, en deur Jesus se oë lief te kry. Wanneer ons die woorde spreek, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het aan die kruis vir ons vrygemaak van ons sondelas, en daardeur ook elke binding wat die vyand gehad het op ons lewe gebreek. Hy het ons vrygemaak van angs en vrees, depressie, en so ook elke siekte. En wanneer ons die nuwe verbond met hom sluit, wanneer ons nagmaal neem, dan is ons geregtig op alles wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En nadat die volk hulle toegewy het aan die Here, het hulle hulle lewe toegewy aan hom. Elkeen wat in die vergadering was, het homself daarin verbind om fisies en finansiëel by te dra tot die diens van God. Ons word nie gered sodat ons in ons huise kan sit om dit vir onsself te hou nie. Die salwing kom in die toewyding tot die werk van die Here. Hebreërs 10 vers 23 tot 25 sê: Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werk aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate die dag sien nader aan mekaar kom. Ons kan nie deur werke gered word nie. Dis slegs deur geloof en deur die bloed van Jesus wat ons gered word. In alles moet ons eerstens daaraan vasklou. In die geloof kan ons egter nie op ons eie eiland leef nie. Die woord sê dat ons moet agslaan op mekaar en ons moet mekaar aanmoedig tot goeie werke. Veral na COVID het die gewoonte geword vir mense om eerder fisies in die kerk by te woon nie. Die woord vermaan ons om nie die onderlinge byeenkomste te mis nie. Daar is krag daarin om as liggaam van Christus by mekaar te kom en mekaar te versterk in geloof. Wanneer ons by mekaar kom in geloof en in lofprysing God aanbid, is wanneer ons mekaar se salwing kan deel en mekaar kan optel in die gees. Wanneer een swak is 'n ander een sterk. En of die byeenkoms van die gelowiges in 'n kerkgebou is, of dit by iemand se huis is of in 'n park of in die straat, dit maak nie saak nie. Die kerkgebou is nie die kerk nie. Ons is die kerk. Maar die feit van die samekoms, of dan die byeenkoms, staan vas, en ons moet onsself fisies en finansiëel toewy aan hierdie samekoms.
elkeen het 'n bydrae om te lewer. Ons gaan nie kerk toe om bedien te word nie, maar om te gaan bedien. Jesus het nie aarde toe gekom om bedien te word nie, maar om die mensdom te kom dien. Jesus was eerstens 'n dienaar. Hy het die mensdom kom bedien met liefde, met die woord van God, met genesing, met bevryding. As ons soos Jesus wil leef, dan moet ons dienaars word en mekaar met liefde bedien. Wanneer ons as liggaam van Christus by mekaar kom en mekaar met liefde bedien, skep ons die geleentheid vir Heilige Gees om in te kom en deur ons en in ons te kom werk. En in daardie oomblik is wanneer jy jou eie genesing ook ontvang. So kom daar dan volle restaurasie, wanneer ons harte toegewy het aan die Here en daarna ons lewe toewy aan die werke van die Here. Ek wil vandag net bietjie stil raak en 'n gebed doen vir almal wat luister. Kom ons neem 'n bietjie tyd vanoggend om onsself weer opnuut toe te wy aan die Here. Ek begin dan hierdie gebed namens myself en almal wat luister. En elkeen wat ingesluit wil wees, moedig ek aan om saam te bid. Dan gaan ek oor en ek gaan 'n gebed doen vir almal wat luister. En ek moedig elkeen aan om toe te laat dat die Heilige Gees jou sal bedien in hierdie oomblik. Hemelse Vader, soos die seun Dawid verklaar ek vanoggend. Here, onse Here, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. Ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertel. In u wil ek bly wees en juig. Ek wil psalms sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. Want u is regverdig. U het geregtighede lief. En u draai nie u aangesig weg van die kinders af nie. Die aarde behoort aan u en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want u het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Net goedheid en guns volg my al die dae van my lewe. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd hier voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgeval aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en dwelg uit al my ongeregtigheid. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van skuldbloed, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uithebel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus vir 'n slagoffer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffers het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Here, vanoggend bring ons gebroke en verslae hart na u. En vra dat u sal ag gee op die stem van ons hulpgeroep. Ons koning en ons God, tot u bid ons. Hemelse Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus. En ek kom tree in vir u kinders. Here, elkeen het vanoggend hulle gebroke harte voor u kom neerlê. Here, waar ons kom belydenis doen het van ons sonde. Here, staan ons nou op die woord,
dat U is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe. Here, ons staan in geloof, dat ieder en elk nou skoon gewas is, deur die bloed van Jesus Christus, en daarom het ek die vrymoedigheid om te kom intree vir elkeen wat nou inluister. Here, wil U nie in hierdie oomblik instap in hulle sielste mense, en elke stukkie seer, traumatiese herinnering genees nie. Ons kom bely vrees as 'n sonde. Here, ons vertrou op U alleen en ons weet dat U kan genees. Ek kom in die naam van Jesus Christus en ek kom spreek die gees van vrees aan. In die naam van Jesus Christus moet jy nou uitgaan, want jy het geen wetige reg nie. Here, elkeen wat nou 'n probleem het met gesondheid, bring ek voor U. En ek bid in die naam van Jesus, dat hulle liggame nou sal genees en herstel volgens die woord van God. Elke siektestoestand, elke gebrek, elke bloedvat, aar, spier, sel, sal nou in lyn trek met die woord van God, in die naam van Jesus Christus. Depressie sal genees in die naam van Jesus Christus. Here, restoreer, genees en herstel elkeen liggaamlik volgens U woord. Nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar omdat U gekom het vir die gebroke van hart en omdat ons staan op die genade van dit wat U vir ons gedoen het op die kruis. Here, maak elkeen nou vry van enige sielsbindinge volgens U woord. Dankie, Here. Ons neem nou die genesing en dit wat U vir ons gedoen het, met dankbare harte. En ons loof en prys U heilige naam. Daar is geen een soos U. U is die koning van konings, die skepper van die heelal, ons verlosser en saligmaker. En ons het U so lief. Here, in die naam van Jesus Christus, bid ek nou dat U elkeen sal vul met U Heilige Gees. Dat U hulle sal vervul met U liefde en passie, en die vuur van die Heilige Gees onblusbaar in hulle harte sal laat brand, sodat hulle sal uitgaan om die woord te gaan verkondig. Dankie, Here, vir herlewing. Dat ons verhouding met U weer eens herstel is. Lei ons nou deur die Heilige Gees om op die regte weg te bly, sodat ons nader en nader aan U sal groei. Dankie, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.